Baie dankie. Ek gaan hier weg van die tafel afstaan, dan kan ons makliker met mekaar kommunikeer. Mense, dit is vir my altyd lekker om in Kuruman te wees, dit is my dorpie. Het is jammer dat soos die Sondag hier nie, ek kan ook gaan by die Dopperkerk en draai van maak het ook. Baie dankie dat julle my uitgenooi het, Freddy, al die manne hier, ons waardeer dit regtig waar verskriklik baie. Ek wil ook net aansluit en namens John Steenhuisen, wat die minister van Landbou is, verskoning vra. Daar is nou so kort daarom geraak, met betrekking tot wat in landbou en ons markte aangaan. En mense, ongelukkig is dit so dat ons gaan 10-1 AGOA verloor. In terme van AGOA kan Suid-Afrika 'n enorme klomp produkte, maar veral 'n klomp landbouprodukte tariefvry van die Verenigde State uitvoer. As ons AGOA gaan verloor, kan ons nie met ons broek op ons knieë gevang word nie. En John Steenhuisen sê dit duidelik, sy primêre taak van nou tot en met die einde van die jaar, wat AGOA moontlik van ons weggevat kan word, is om daadwerklik hard te werk om alternatiewe markte te kry. Ons kan nie dat AGOA die dag weggevat word en ons het nie 'n plek waar ons boere hulle produkte kan afsit nie. So, die president het vir John gevra om asseblief Japan toe te gaan. Hy en die adjunkpresident is in Japan. Hy was laasweek nog 4 van ons het donderdag aand nog gekyk, hoe kan ons maak dat John dit dalk kan maak om hier te wees. So, werklikbaar, ek bied namens John 'n verskoning. Hy skuld Kuruman 1, ons sal sorg dat hy hier uitkom op 'n stadium, maar ek wil dit maar net oorgedra. So baie dankie dat julle my het. Ek het groot skoene om vol te staan, maar ek sal my beste gee. Dames en here, ek wil vir julle graag, ek wil net wat ek sê, begin deur iets te lees. Dis 'n liedjie van Adam Tas wat hy geskryf het, en in die ding verduidelik hy wat die Here se kyk is op 'n boer. En hy sê daar in die liedjie, en die Here het neergekyk op sy skepping en besef dat hy iemand sal moet maak wat kan omsien na die aarde. 'n gewone man sou nie doen nie. En toe maak ons Vader 'n boer. En ek dink, as ons na daai stukkie kyk, dan besef elkeen van julle wat hier is vandag, dat boer is nie vir jou 'n manier om 'n inkomste te kry nie. Dis 'n roeping. As jy boerdery sien vandag as 'n manier om geld te maak, sonder om dit as 'n roeping te sien, dink ek as jy in die verkeerde job, en dalk is politiek dieselfde. Ons sal dan nog sien. Mense, die boere van Suid-Afrika is die ruggraat van ons samelewing. Gaan kyk maar oral in die landelike gebiede. En ongelukkig, oor te veel jare saam, het ons boere aan die agterste steen gesit. Ons boere is nie na gekyk nie. En ek is nie hier vandag om as 'n doemprofeet te praat nie, ek is juist vandag hier om vir jou hoop te gee. En as ons kyk na wat in Suid-Afrika besig is om te gebeur, na laasjaar se verkiesing, die regering van nasionale eenheid wat gestig is, ewe skielik het ons 'n minister van landbou, en ek weet dit is subjektief, want hy is ook my partyleier en ek gaan glad nie partypolitiek praat vandag nie, ek wil graag met julle praat oor dit wat ons doen daar. Maar ons het 'n minister van landbou wat omgee. Ek sit op die landbouportefeulje komitee. Daar is lede van ander partye saam met my op daai komitee, wat vir my sê dat hulle nog nooit in hulle lewens gesien dat 'n minister van landbou so sy portefeulje sy eie maak. So hard werk om presies uit te vind wat gaan aan. So hard werk om korrupsie uit te sorteer. So ek is trots op wat John daar doen. Ek dink hy is onder ongelooflik baie druk. Maar mense, ons gaan beslis vorentoe. Julle is almal in die rooivleisprodusente besigheid. Julle het bees. Kom ek noem gou vir 'n paar dinge wat alreeds in plek gekry is. 'n Paar maande terug, as daar een bees in Suid-Afrika as wat backing closure het, dan is totale uitvoere uit ons land uitgestop. Ons kan nie bees uitvoer nie. Ek boer self met bees. En as jy kyk na die speenkalfprys wat ons vandag kry, is dit baie dieselfde as in 2017. Daar is genoeg dinge wat ons boere belemmer en seermaak om ordentlik te kan boer. Daarom moet ons kyk hoe ons markte kan oopmaak. John Steenhuisen het 'n ooreenkoms geteken met die Chinese regering dat indien daar 'n backing closure uitbraak is, kom ons sê argument met al wat soos in KwaZulu-Natal waar dit nou is, kan ons daardie provinsie isoleer en hulle sal nog steeds by al die ander provinsies vleis laat uitvoer. Ek dink dit is 'n reuse stap. Ons landbouekonome wat hier sit sal weet hoe groot effek backing closure byvoorbeeld op
die beesvleis, roofvleis produksiepryse onderstaat het. Nou kan ons daardie vleis nog steeds uitvoer na ander plekke toe. Daar is verskeie ander dinge wat ons besig is om te doen binne in die departement van landbou. Ons werk kliphard om OBP, die Onderste voor Biologiese Produkte en ook ARC, die Agricultural Research Council, om dinge daar om te draai. Want vir te veel jare was daar korrupsie geweest. Daar moes machinery, freeze-dry machine ingebring geweest het. Ek kan vir u noem byvoorbeeld dat daar in 2013 492 miljoen rand begroot is vir 'n nuwe good manufacturing process plan. Dis in 2013 geweest. In 2021 word die projek gestaak nadat daar reeds 56% van die geld spandeer is, maar daar is nie een ding wat gewys kan word daarvoor. Die eerste ding wat John Steenhuisen gedoen het toe hy minister van Landbou word, is gesê soek 'n forensiese audit deur die Special Investigation Unit oor hierdie ding. En ons is besig om die dinge oop te vlek. En soos wat 'n mens oop vlek en golwe maak, begin die rotte van die skip af te hardloop. Want hulle weet ons gaan kom voor. So ons is besig om dinge te draai. Vriende, ek wil graag so 'n bietjie raak aan die regering van nasionale eenheid. Wat se voordele dit vir ons inhou en ook wat se nadele dit vir ons inhou. En waar ons in boerdery inpas daarbey, die groot warm patat op die oomblik op almal se lippe is die onteieningswet. As ons kyk toe die regering van nasionale eenheid in Junie laas jaar gevorm is, was daar baie verwagtinge en soos wat dinge aangestap gekom het, was daar ook dalk 'n bietjie teleurstelling. Daar was 3 primêre stukke wetgewing. Die Bellawet wat met ons onderwys handel, die onteieningswet en die nasionale gesondheidsversekeringswet. Nou die nasionale gesondheidsversekeringswet is alreeds voor die verkiesing geteken. Maar een ding wat al 3 hierdie wette in gemeen het, is al 3 hierdie wette is deur die vorige parlement toe die ANC nog 'n volstrekte meerderheid gehad het goedgekeur. Met ander woorde, die president moes dit net teken. Dis nie iets waaroor die regering van nasionale eenheid moes besluit nie. Met betrekking tot Bella het ons dit reg gekry dat die minister van onderwys, die Wiebe Kwarube, wat van ons party is, met die ondersteuning van ander partye in die regering van nasionale eenheid, dat sy die normes en standaarde kan gaan neerpen op die wyse hoe hierdie wet geïmplementeer moet word. Met ander woorde, dit is onder die omstandighede vir 'n wet wat reeds goedgekeur is deur 'n ANC-regering, is dit regtig die beste wat ons kon kry en ons werklik daaraan om seker te maak dat dit reg geïmplementeer kan word. Met die nasionale gesondheidsversekering en John Steenhuisen toevallig, hy as leier van ons party, het met die kabinet ooreengekom dat in die mediumtermyn begrotingsraamwerk daar nie kostes daarvoor uiteengesit geword nie. En tweedens, dat privaat mediese fondse nie deur die wet geraak sal word. En dit was die groot warmpatat van daardie wetgewing. So ons probeer om dinge reg te kry. Maar toe kom die onteieningswet. Die onteieningswet is ook in die vorige parlement goedgekeur en die president het dit doodgevoudig gaan teken. Ons het vir hom gevra, stuur asseblief hierdie wet terug na die nasionale vergadering. Daar is sekere aspekte van hierdie wet wat beslis nie aan die grondwetlike vereistes voldoen nie. Hy het dit geïgnoreer, want hy weet, sou hy dit nou terugstuur na die nasionale vergadering toe. Stuur hy dit na 'n huis waar sy party nie 'n volstrekte meerderheid het nie en hy wou nie die kans vat nie. As mens kyk na die agtergrond van die onteieningswet, sal jy onthou 'n klompie jare terug, so 5 jaar terug. Ek kom van 'n bietjie langer terug, in 2018 het die ANC in die parlement nog gestem teen onteiening sonder vergoeding. Toe kom hulle later daardie jaar by hulle eie kongres en hulle besluit dis 'n beleid van die ANC, hulle gaan druk vir onteiening sonder vergoeding. En die rede hoekom hulle dit gedoen het, is hulle het gehoop dat dit vir hulle kiesers onder hulle tradisionele kiesersbasis kan kry. 'n Klompie jare is onderhandelinge en se terugstoot van ons kant af het gebeur en langs oor die kort gemaak, artikel 25 van die grondwet wat handel oor eiendomsreg is nie gewysig nie. Ons het dit kom keer. So hulle belofte van onteiening sonder vergoeding wat hulle aan hulle lede en potensiële kiesers gemaak is, kon hulle nie nakom. En ons het dit as 'n groot wenk gesien, maar ons het geweet ons moet nie op ons louwe is nie, hier gaan ander aanslag kom. En daar is die onteieningswet op die tafel. Nou mense, onteieningswet is reg. Mens moet kan grond onteien, jy moet 'n spoorlyn kan bou, jy moet 'n dam kan bou, jy moet 'n kraglyn kan opsit. Elke land het onteieningswette. Maar wat die ANC hier gedoen het, is hy
aan die agterkant, hier aan die einde, het hy hierdie nul waarde klousule ingebring. En hy het 'n klompie bepalings ingebring wat ons teen die bors gestuit het en wat vir ons gesê het dat hierdie ouens is nou besig om die onteieningswet te gebruik om op te maak vir die feit dat hulle gefaal het om die artikel 25 van die grondwet te wysig. Ek kan vir jou 'n paar dinge noem, want mense vra wat baie, maar wat is dan nou eintlik so baie fout met hierdie onteieningswet? Kom ek noem vir 'n paar voorbeelde. Hierdie wet sê dat wanneer 'n onteiening plaasvind, moet daar 'n onderhandeling tussen die onteieningsliggaam, met ander woorde die staat en die grondeienaar wees. Dit is reg, onderhandelinge moet daar wees. Maar dan gaan die wet verder en hy sê, indien daardie onderhandelinge nie slaag nie, dan kan die regering jou grond onteien sonder vergoeding. So wat beteken dit? Dit beteken dat elke grondeienaar wat met die staat sal onderhandel oor grond, doen so met 'n geweer in sy kop. Want jy weet, as ek nie gaan luister vir wat hulle vir my sê hier nie, kan hulle kom in my grond vat sonder om my te vergoed daarvoor en dan het ek hierdie las op my om hierdie enorme landregstryd te voer. En daar kom die tweede probleem. Artikel 8 van hierdie wet bepaal dat voordat 'n onteieningssertifikaat uitgereik word, daarop 'n bedrag ooreengekom moet word en dat howe kan betrokke wees daarbey. Dan kom artikel 20 van hierdie selfde wet. En hy sê nee, jy kan onteien sonder jy kan onteieningssertifikaat uitreik sonder dat daar 'n bedrag ooreengekom is. En daarna kan jy die howe nader, maar hulle kan jou grond onteien. So wat is dit nou? Moet daar 'n bedrag voor die tyd ooreengekom word of na die tyd? 'n Wet kan nie teenstrydig wees met homself nie. Pas nog 'n bepaling wat sê dat indien onteiening plaasvind en daar is ooreengekom op 'n prys, die boer is tevrede of die grondeienaar is tevrede, gaan die titelakte onmiddellik oor na die staat toe. Sou hulle jou laat betaal of dit 'n maand is of 'n jaar is of 10 jaar is, rem dit nie die oordrag van die eiendom nie. So wat kan hier gebeur? Hulle kan jou plaas vat, ooreengekom op 'n goeie bedrag, jy is tevrede. Hulle vat jou plaas, jy het nie meer plaas nie, die gebruik daarvan nie, en hulle betaal jou nie. En dit gaan vir jaar en jaar uit, hulle betaal jou nie. Jy het nie jou geld nie, jy het nie meer jou plaas nie. Mense, dit kan net nie reg wees. So kan ek aangaan en ek kan 'n klomp dinge uitlig. Wat ons van ons kant af gedoen het, en ek as die DA, en ek wil nie op politiek praat, maar ons het 'n aansoek reeds al, dink is al 4 weke terug, by die hof ingedien, wat ons hierdie wet aanvat op 2 basiese punte. Dis tegniese punte, maar dis die maklikste roete om die wet goedkeur te kry. En ek wil dit vir verduidelik dat jy kan verstaan wat daai proses is. Elke wet wat in Suid-Afrika goedgekeur word, gaan deur 'n proses in parlementêre komitees, dan kom hy in die nasionale vergadering. En die nasionale vergadering moet stem vir daardie wet. As dit klaar gebeur het, word dit verwys na die Nasionale Raad van Provinsies. En die Nasionale Raad van Provinsies moet elke provinsie 'n mandaat by sy provinsiale wetgewer kry. Daar moet 'n fisiese sitting van die provinsiale wetgewer wees, waarin hulle daardie wet moet goedkeur, voordat dit dan terugverwys word na die NCOP of die Nasionale Raad van Provinsies en die mandaat verkry word. Met hierdie proses was dit die Noordwes provinsie het glad nie 'n mandaat ingestuur. Die Noord-Kaap het teen die wet gestem, hy het 'n mandaat gestuur, sy mandaat is reg, maar hy het teen die wet gestem. Van die ander 7 provinsies was daar slegs 2 provinsies wat 'n fisiese sitting gehad het in hulle provinsiale parlement. 5 provinsies het die spreker doodeenvoudig gegaan en 'n briefie geteken en gesê, "We support this bill." Dit is nie hoe dit mag werk nie. En ons vat dit aan op daardie punt. En ek glo ons gaan slaag. Die volgende punt wat ons op aanvat is die teenstrydighede in die wet. Ek het nou nog veel verduidelik van artikel 8 en artikel 20. So ons vat dit aan op grond daarvan. Wat gaan die gevolg wees as ons hierdie hofsaak wen? As ons hierdie hofsaak wen, dan moet die hele proses van vooraf begin. Dan word hierdie wet teruggestuur na die nasionale vergadering toe, waar die ANC nie meer 'n meerderheid het nie. Dan kan hy nie net vir die president sy teken gooi, want die president kan slegs iets teken wat met 'n meerderheidsstem in die parlement goedgekeur is. So dis waar ons nou staan. Ons veg kliphard daarvoor en ons sal werklik alles in ons vermoë doen om seker te maak dat dit is wat moet gebeur. Mense, ek word baie keer die vraag gevra, ek was laasweek Vrydag in Potchefstroom gewees, wat ek en Engels van Saai en Agri SA en Afriforum 'n klomp boere daartoe bespreek het. En aan die einde vra een oom vir my, hy sê hy was by 'n boerendag gewees, en hy het vir iemand gevra, luister, moet ons nog belê in landbou? Moet ek nog 'n plaas koop? Moet ek nog 'n skulpunt koop? En daar was 2 ouens op die verhoog, en een het vir hom gesê, absoluut, jy moet.
En die ander het hom gesê, nee, glad, jy kan dit nie doen nie. Jy mag wees dat ek die vraag gevra word vandag, maar ek wil iets sonder daai vraag antwoord van hoe ek daai nie geantwoord het. Ek is in hierdie land, my pa was hier, my oupa was hier, meeste van julle is familieboere wat al in geslagte kom. Julle weet hoe om te boer. Dis wat jou maak wat jy is. As ons as gevolg van wat nou hier gebeur, gaan ophou om te doen waarmee ons goed is. Ophou om die talente wat die Here vir ons gegee het, wat julle talente is om te kan boer. So ons gaan ophou om dit te doen. Wat ons al vir baie jare doen, dan laat ons hierdie ouens die fight wen. Dan wen hulle hierdie geveg teen ons. Ons moet aanhou om te doen wat ons doen. Dinge is besig om te verander in hierdie land. Hierdie land is vandag 'n beter plek as wat hy 'n jaar terug was voor hierdie regering van nasionale eenheid. Die alternatief is dood eenvoudig. Ek sit in die parlement in die debat op die president se staatsrede. En Panjasa Lesufi, die premier van Gauteng, is in sy hoedanigheid as premier, is hy daar en hy hou 'n toespraak. Nou ons almal weet waar Panjasa Lesufi se sentiment staan. Toe hy klaar is met sy toespraak, toe is dit die EFF wat opstaan, saam met MK en volhande kant. Die radikale kant. So as iemand ooit gewonder het wat die alternatief sou wees vir die regering van nasionale eenheid, soos hy tans daar uitsien met die DA, die Vryheidsfront, die IFP, paar ander partye en die ANC. Die alternatief is dood eenvoudig 'n ANC, EFF, MK regering. En dan het ons moeilikheid. Gaan dit maklik wees om in hierdie regering van nasionale eenheid elke dag te werk? Ek kan nie waak oor ons dag, dit is nie maklik nie. Gaan ons alles kry wat ons wil hê? Beslis nie. Ons kan nie 'n minderheidsparty in 'n regering wees en dink jy gaan alles kry nie. Maar daarom is dit ook ongelooflik belangrik dat die ANC moet besef, hy is ook 'n minderheidsparty. Hy is nie meer 'n meerderheidsparty nie. Hy's 'n party met 39%. Baie mense sê die altyd 40%. Hy's 'n party met 39% steun in die nasionale vergadering. En dit is tyd dat hy moet besef hy regeer nie meer alleen nie. Mense, ek kom terug na die onteieningswet en dit wat besig is om te gebeur. Ons het vir die ANC gesê, toe hulle dit nie wil terugverwys, dat die nasionale vergadering doen nie. En nie vir ons wou luister nie. Dan gaan 'n dag kom in hierdie regering van nasionale eenheid dat julle vir ons gaan nodig het. En daai dag het aangebreek. Op die 19de Februarie, toe minister Godongwana van Finansies sy begrotingstoespraak wou lewer en 'n 2% BTW wou aankondig, het ons dood eenvoudig in die kabinet vir 2 weke al, maar daai oggend ook vasgestaan en gesê, ons sal nie hierdie begroting ondersteun nie. Hulle het gedink ons gaan kyk, ons het 1:15 daai middag, die parlementsitting moes 2 begin, 1:15 daai middag toe die speaker instap. En sy sê hierdie vergadering vandag, want daar kon nie 'n ooreenkoms bereik gewees het nie. 1:15 daai middag was die dag en die tyd dat die ANC besef het, ons het moeilikheid. Ons kan nie meer die scepter swaai en maak wat ons wil soos ons in die verlede gedoen het nie. Hy begrotingstoespraak is uitgestel. Hy het nou laasweek weer plaasgevind, sit nou met 'n 0.5% BTW verhoging, so dis al klaar en wen, maar daar's 'n klomp ander dinge. Van ons kant af het ons dit duidelik gemaak. Ons sal 'n begroting ondersteun wat 3 goed doen. Daar moet plek wees vir ekonomiese groei. Daar moet werkskeping kan plaasvind en daar moet kostebesnoeiing kan plaasvind. Ons het van ons kant af nagenoeg 50 miljard rand se kostebesnoeiings op die tafel gesit vir hulle. Sê hier is plekke wat die regering absoluut geen nut uit kry of gee vir die mense in die samelewing nie. Ons kan kostes bespaar nie. Meneer Edward Kieswetter, die kommissaris van SARS, het gesê dat indien SARS 'n ekstra 3 miljard rand kry, kan hy SARS se effektiwiteit lig van 63 na 67%. En dat daardie 4% effektiwiteit die ontvanger van inkomste in staat gaan stel om onder bestaande wetgewing, daarom nie nuwe wetgewing nie, om onder bestaande wetgewing tussen 60 en 80 miljard rand per jaar in te kan vorm. So kom ons vat hulle 60 miljard en ons besparings van 50 miljard, ons sit dit op die tafel, dan sal 110 miljard se besparings of inkomste voorskot wat in daardie begroting is. 'n 1% BTW verhoging verteenwoordig nagenoeg 28 miljard rand. So as hy 2% so hierso by 56 miljard rand tekort geplaas het, dan het hy 'n 0.5% BTW verhoging. Dis min of meer 'n 14 miljard rand, 15 miljard rand waarvan ons praat.
Daar's geen rede om 'n BTW-verhoging te hê. Ons het vir hulle 'n klomp dinge op die tafel gesit en 'n klomp voorwaardes gestel. Die enigste manier hoe ons 'n 0,5% BTW-verhoging sal goedkeur is as die volgende gebeur. Eerstens, dit 'n tydelike 1 jaar BTW-verhoging is. Tweedens, dat daar onmiddellik daarna belastingverlagings en belastingskaal aanpassings toegepas moet word. Ons almal kyk net vas in die BTW. Maar mense, die belastingskaal is nie aangepas nie. So elke wat in terme van inflasie verhoging kry, word geraak en gaan meer belasting betaal. Die derde ding is dat die kostebesnoeiings wat ons vir hulle op die tafel gesit het, deurgevoer moet word. Ons het ook vir hulle gesê dat die hawens van Kaapstad en Richards Bay, tesame met ons spoorvragnetwerk, moet hulle konsessies toelaat aan die privaat sektor om voor die einde van die jaar eens te kan begin om daardie plekke om te draai. Ek was 2 weke terug in Tabazimbi gewees, maar ek vloed dit, dis al 3 weke terug. En die boere daar sê, as ons spoorvrag vervoer het, en ons kan ons goeders by die hawe kry, kan ons produksie verdriedubbel. Ons kan werk skep, ons kan ekonomiese groei bewerkstellig. So daai dinge is belangrik. Maar mense dan die laaste ding wat ons ook 'n voorwaarde gemaak het, waarvan ons nie sal afwyk nie. Ons het vir die ANC gesê dat die onteieningswet staan plank dwars in die pad van ekonomiese groei. Geen buitelander wil geld kom belê in Suid-Afrika, dalk 'n fabriek oprig of iets doen, as hy weet daar is 'n risiko dat daardie eiendom van my onteien kan word en ek nie daarvoor vergoed gaan word. Wie gaan dit wil doen? Dit ontmoedig beleid. Ons word beskuldig daarvan dat ons die begroting verpolitiseer. Paltaflat. Daai ding staan in die pad van ekonomiese groei en ons het dit baie duidelik gemaak dat indien hulle wil hê ons die begroting moet ondersteun, moet daar 'n wysiging aan die onteieningswet kom wat bepaal dat 'n hof ten alle tye die laaste instansie sal wees wat 'n waardebepaling sal doen op eiendom, soos wat dit nog al die jare is. Ons sal sien of hulle dit gaan goedkeur. Sonder ons kan hulle nie die begroting goedkeur nie. Al gebruik die ANC al die kleiner partye in die RNE, kom hy steeds nie by 50% uit nie. So sy enigste alternatief gaan wees om met die EFF of met die MK buite die RNE 'n ooreenkoms te bereik, wat beide daai partye ook gesê het, hulle beslis nie gaan doen. So mense, kom ons hou duim vas. Wat ek vir julle probeer sê vandag hier, is daar word nie niks gedoen nie. Dit wat jy op die TV sien in die parlement, is show. Agter die skerms word daar kliphard gewerk. Kliphard gewerk vir ons boere, nie net in ons parlement waar ons hierdie dinge met onteiening sonder vergoeding aanvat en waar ons die bellewet aanvat nie, maar ook in daai komitees waar ons sit en ons daagliks met die departement van landbou wat met julle manne werk, hulle praat. Vir 'n slag kom daai ouens en hulle moet vir ons elke kwartaal terugrapportering gee en ons maak lysies van hulle KPI's en wat hulle nodig het en ons volg op met hulle elke keer. Jy sal verbaas wees, maar jy begin resultate sien. Hierdie ouens is al bang om so te kom want hy weet hierdie ouetjies wat daar sit gaan nie stil bly nie, ons gaan vir hulle roer. So mense, my versoek aan julle is asseblief hou aan om te doen wat julle goed is. Boer. Ons boere het 'n spesiale plek in hierdie land. Kom ons laat ons nie onderkry nie. Ons het nog nooit nie. Ons boere is aanpasbaar. Kom ons dink aan daai stelling waarmee ek begin het van Adam Tas se liedjie. 'n Gewone man sou nie deeg nie. Toe maak ons Vader 'n boer. Ek wil baie dankie sê. Baie dankie. Willie, baie dankie. Ek dink ons moet so 'n bietjie meer insit wat daar in die binnekamers gebeur van die parlement. Ek gee nou geleentheid vir vrae. As daar enigiemand wat 'n vraag wil vra, kan jy net miskien voor toe kom, ons sal sorg dat daar vir die sal jy miskien vir ons net die mikrofoon net deurvat. Dink so, dan kan julle vra, dan Goedemorgen John. Ik wil graag jullie ons antwoord op die volgende vraag. Zo'n paar weken geleden heeft de minister van Grondwetvorming en de Universiteit van Wetenschap openlijk voor allemaal dat vertellen dat hulle juist die wetgeving
in plek gesit het, sodat hulle nie deur die boerbehoefte doen, en dat die grond herverdeel kan word, onder al die swart is. So hulle sê daar verwagting met haar. So hoe moet dit hanteer in die parlement en die DA? Baie dankie. Dis 'n vraag op almal se lippe. Die minister van grondhervorming en landelike ontwikkeling is minister Njonso. Hy's 'n lid van die PAC. Dis al vir baie jare sy party se beleid dat grond gevat moet word. So ons weet dit. So daar is 'n ideologiese sêding in wat hy doen. Ek wil myself net gou in die rede val. Ek is baie bly dat die departement van landbou, grondhervorming en landelike ontwikkeling geskei is. En daardie implementering daarvan vind plaas wanneer ons hierdie begroting goedkeur. Dan het jy landigheid as leier van die PAC gaan hy daai uitlating maak. En dit is nie net hy wat dit sê nie. Ons het ook gehoor wat ons adjunkpresident sê en wat ons president sê. Wat sê hierdie wet gaan hulle nou in staat stel om restitusie te laat plaasvind. Terwyl dit nie die doel was van hierdie wet nie. Die doel van hierdie wet is om ontwikkeling, 'n spoorlyn, 'n kraglyn ensovoorts te doen. En hulle het daai belofte gemaak aan hulle kiesers. So nou probeer hulle vir die kiezer wys, hulle kiezer. Sien jy, ons het nie ook beloof, ons gaan iets doen met onteiening sonder vergoeding. Nou het ons dit reg gekry. Hulle probeer daai ding aan hulle kiezer oordra. En dis juis hoekom ons hierdie ding moet keer. Dis juis hoekom ons hofsaak het. En dis juist hoekom ons as deel van hierdie begrotingsonderhandeling sê, ons sal dit nie toelaat as julle nie gaan toestem dat 'n hof die laaste sê moet hê. Nie jy meneer die president, of jy meneer die premier, of jy meneer die burgemeester ergens in 'n plattelandse stadsraad nie. 'n Hof moet die laaste sê hê. As hulle dit nie gaan doen, gaan ons beslis nie vir hierdie begroting stem nie. Ons hofaansoek bly loop. En ek sê weer hierdie hofaansoek is op die tegniese gedeeltes, want dit maak dis die maklikste pad om daarby uit te kom. Daar is 4 ander hofsaake wat in die proses is van verskeie organisasies waar die grondwetlikheid ook hiervan aangevat word. So dit is so 'n bietjie 'n wag en kyk wat gaan gebeur, maar Njonso beslis subjektief met hoe hy sy vraag doen. Hy's van die PA self. Hy wil vir sy mense wys dat hy as minister van grondhervorming gaan dit kan doen. Hy as minister van grondhervorming kan net wetgewing uitvoer. Hy kan nie wetgewing maak. En as ons hom kan keer om dit op daardie manier te doen, dan is ons suksesvol geweest. Ek hoop dit antwoord jou vraag. As nog een vraag by Freddy. Goeiemôre. Ek wil net weet, daar is nou sprake ook van die swart ekonomiese bemagtiging wat toegepas gaan word op plase. Hoe gaan dit werk? Wat is die storie omtrent dit? Ons almal weet dat boerdery werk nie soos enige ander besigheid nie. Almal daar's hoe die ou mense gesê het, jy meneer, ek meneer, wie sal die waas meer? So as jy bietjie daaraan kan raak. Ek wil nie partypolitiek praat nie, maar ek kan vir jou tog net sê wat die party waarna ek hoor se houding is. Swart ekonomiese bemagtiging of BBBE soos ons dit ken, het nie gewerk nie. Dit ontmoedig ekonomiese groei. En ons het dit baie duidelik gemaak dat swart ekonomiese bemagtiging sy formaat wat hy nou is, moet gestop word. Daar moenie gediskrimineer word op grond van jou veldkleur nie. Daar moet gekyk word na jou behoeftes en jou vermoëns. Of ek nou 'n arm blanke persoon is of 'n arm swart persoon is, moenie die vraag wees wat beantwoord moet word nie. Vraag wat beantwoord moet word is, wat kan gedoen word om daardie mens, wit, swart of bruin, maak nie saak nie, wat in dieselfde omstandighede is as daardie mens, wat kan gedoen word om hulle albei te help? En in die verlede het ons dit gesien, is dit toegepas op, wat kan ons doen om die voorheen benadeeld te help, maar nie die blanke wat ook dalk arm is. In landbou het John Steenhuis dit duidelik gemaak, sal daar nie in sy departement sulke dinge wees. Daar's 'n bietjie muscle memory. Hy was 'n paar weke in die pos, toe gaan daar 'n dokument van een van die direkteur se kantoor af uit dat 'n tenderfees uitsit en daar het gestaan dat dit gedoen kan word deur voorheen benadeelde mense. John het dit onmiddellik gestop. Daar was 'n tamelike hoeha van Sakeliga se kant af oor BEE quotas in die bemarkingssektor van die National Agricultural Marketing Council. John het 'n perskonferensie gehad dat hy gaan uitlig het wat daar aan die gang is. Eerstens, dat hy as minister nie daardie tariewe vasstel nie. Tweedens, dat daardie tariewe sektorgebaseerde tariewe is. Met ander woorde, die aardappelmanne
besluit, of die drywermanne, ene besluit saam, ons het 'n tarief wat ons plaas, wat ons in ons sektor gebruik. Die grootste deel daarvan is vir bemarkingsdoeleindes. Enige lid wat aan daardie sektor behoort, of jy nou 'n swart, wit of bruin boer is, dra by tot daai sektor. Met ander woorde, dis nie net blanke boere wat bydra daartoe nie. En hulle kyk na ontwikkeling, maar om die speelveld vir die beginfase gelykgestel te kry. Mense, ek sê altyd, ek wil nie 'n boom wees as die bos brand nie. En as ons dink dat ons in Suid-Afrika vooruit kan gaan as 'n totale land, maar daar vind nie ontwikkeling plaas nie, dan kan ons nie suksesvol wees nie. Daar moet ontwikkeling plaasvind. Maar dit mag nooit ten koste van iemand wees nie. Dit moet ten voordeel van iemand wees, maar nie ten koste van iemand wees nie. So, ek wil verder gaan deur te sê, kan ons al die fights wen? Nee. Kan ons al die fights dadelik wen? Nee. Hoe eet jy 'n olifant? Stukkie vir stukkie. Ons groot fight op die oomblik is die onteieningswet. En ons wil daardie ding keer. Want dit kan stabiliteit bring, dit kan ekonomiese groei bring. Maar ons het dit baie duidelik gemaak dat BEE of BBBEE in sy huidige formaat moet afgeskaf word, want dit keer ekonomiese groei. Die mense in Suid-Afrika wil nie vir die res van sy lewe 'n SASSA toelaai nie. Hy wil 'n werk hê. Ons moet seker maak dat ons werkskeping in hierdie land doen. Ons kan dit slegs doen as ons 'n klimaat skep wat gunstig is vir die lok van beleggings in ons land. Anders sal ons dit nie reg kry nie. Ek hoop dit antwoord jou vraag. Baie dankie. Ek wil net graag vra die invoer van vleis van op ons buurlande, Botswana en Namibië. Daar is wette dat gebeur al die jare veral van Namibië kant af. Maar op hierdie stadium veral Botswana dit gebeur ten koste van Suid-Afrikaanse vleisboere. En dis vir ons 'n enorme probleem. Ons weet nie hoe gaan dit gehanteer word in die toekoms nie, want vleisinvoer wettig en onwettig, daar kom onwettige diere ook oor die grens. Benadeel ons prys en benadeel ons winsgewendheid. En as ek in Namibië of Botswana gaan boer, dan mag ek nie van hy vleis wat ons voerkrale gevoer word, mag ek nie die vleis saamvat nie. Ek meen, dit moet nie regverdige speelveld nie. Maar dit is ons 'n massiewe probleem, die invoer van die lewendige karkasse en vleis. Ja. As 'n groot agtergrond daarvoor, en dit is 100% so. As jy gaan kyk na ons boere, en jy vergelyk ons boere met boere in die res van die wêreld, is daar soveel van ons boere in die res van die wêreld wat subsidies kry deur hulle regerings. Ons boere kry nie. Jy kyk na ons beesuitvoer, byvoorbeeld na Botswana. Die Agricultural Research Council is die liggaam wat verantwoordelik is om ons back-and-closure vaksines te maak. Hulle doen dit al vir jare nie. Ons voer dit in van Botswana af. Botswana wil iets in ruil daarvoor. Want ons, die Engelse woord is incompetency oor jare het gemaak dat ons dit nie meer kan doen nie. So nou is ons afhanklik van hulle. Hulle wil iets in ruil daarvoor. Ons is besig om kliphard te werk om te kyk dat Suid-Afrika so vinnig as moontlik weer op 'n punt kan kom waar ons eie back-and-closure vaksines maak. Waar ons genoeg Afrika-parasiete vaksines by OVP kan maak. Maar daardie dinge is daar en daar gaan bilaterale gesprekke beslis daaroor plaasvind. Dit is net nie reg dat ons benadeel word. Ek wil nie so Trump klink wat sê was julle dit met my gesprek het met julle dit nie. Maar ons moet kyk na die boere in Suid-Afrika. En ongelukkig, soos wat ek gesê het in die begin, is daar aan die kortste speen gesyk wat dit aanbetref. Ons moet kyk en dit is wat John Steenhuisen op die oomblik in Japan doen. Hy gaan van daar af na die Midde-Ooste toe om spesifiek te kyk na rooi vleis uitvoere na daardie lande toe. In die Midde-Ooste soek hulle baie skaap en bok. Die Japaneese hou van ons vleis, hulle dink hulle wagyu is goed, hulle het nog nie ons ribeyes geproe hierdie kant nie. So daar's 'n groot potensiaal vir markte vir ons. Die ander probleem wat ons het, is oor die jare is ons grense versaak. Jy het nou gepraat van informele handel van daai beeste. Beeste kom oor, bring siektes, want ons grens is net nie op standaard. Jy kan deur die Limpopo stap, dis maklik. Jy kan dit doen. So dit is 'n totale aanslag om ons grense te verbeter, om ons grenstoegang te verbeter, om ons weerstand met betrekking tot siektes te kan verbeter, om ons eie vaksines te maak, om seker te maak dat daar bilaterale ooreenkomste is wat gunstig is vir ons ook en nie net ons boer benadeel nie. Dit is 'n proses, dit gaan nie oor nag plaasvind nie, maar ek kan jou waarborg dat daardie proses is aan die gang. Spreek jy daai kant?
Thank you, Mr. Oakam. Thank you for your beautiful words. To say, ons club hard werk vir boere. I appreciate it personally. I want to specifically put my name out there, I'm specifically saying this because I have a specific problem that is generated in state offices, in government offices. We have squatters on the piece of land that my father has a 30-year contract to, that is being squatted by people who have been called by state officials to go and squat there, specifically because there was theft of state money in 2012, 2013, and we requested that this be prosecuted. Now, I know you're on the portfolio committee, but it might not necessarily be falling into agriculture. And I want to put it out there, the name of that word, that specific piece of land is 25 contracts that are affected by this. It's PENDER, P-E-N-D-E-R. I don't want you to forget that word because it is specific. It is a specific problem where money was removed, and I will also make my information available at a later stage if that is for further information. Thank you. Thank you very much. I will invite you to, after we are done here, to give me your particulars. We're not going to discuss each and every individual thing, but I would like to get the information from you. What I would like to say, and we had that discussion in Potchefstroom last week Friday as well, is there must be distinguished between land grabs by people just occupying your land illegally and land grabs by government-sanctioned land grabs. Now that we do not have at this stage. This new act will make provision for that, and that's why we're fighting it. The moment that you see somebody on your land, act immediately. Make sure that you've got good relationships with your neighbors, with your plaaswacht, with the people in your area, so that everybody can be really on the watch for something like that. The moment that they get there, get the police involved and let them go out. If they are there for more than 24 hours, your problems start. And it becomes a tedious and very expensive process. You're right, that does not fall under agriculture. It will fall under land reform. And you will have to get your municipalities involved in that. But I will discuss it with you afterwards. But people, please stand together with each other. Make sure that when that happens, you act immediately so that you can get them out before they become a problem. And that is a problem that we are experiencing all over the country. You might have heard about the Red Arms, the Rooi Mure. We get those guys in, but normally only after long, tedious court processes, and by that time, a lot of damage has been done. So if you can prevent it by acting immediately and removing those people, do that. Otherwise, there's a long process. But I'll get your information afterwards, and I'll send it on to the correct people. Thank you. Willie, ek is daarna Puri. Om aan te sluit by daai punt wat jy nou maak. Ons ondersteuning vir sekuriteit is baie laag van die regeringskant, selfs van die polisie. Daarom is dit vir ons nodig om ons eie sekuriteitsprosesse aan die gang te sit, in terme van kameras opsit en eie sekuriteitsmaatskappye aan te stel. So, my vraag is daar 'n manier wat julle van julle kant af ons kan ondersteun in hierdie prosesse wat ons op die been bring? Baie dankie, daai vraag is weer relevant vir vandag as wat ondink. Ek moet verskoning vra vir 'n parlementêre portefeuljekomitee vergadering wat heidaglik aan die gang is, dit het hier volgens begin, wat 'n gesamentlike vergadering is deur die portefeuljekomitee van polisie en die portefeuljekomitee van landbou. Nou ons sit in die portefeuljekomitee van polisie en weer eens 'n voordeel vir die regering van nasionale eenheid. Die voorsitter van die portefeuljekomitee op polisie is Ian Cameron. Ian Cameron sê over wie weet jy sê shut up. Hy is nou die voorsitter van die portefeuljekomitee en ons het aangevra vir 'n gesamentlike komitee sitting tussen landbou en polisie sodat ons die kwessie van landelike veiligheid kan bespreek en op die tafel sit. John Steenhuisen het 'n taakspan wat hy bymekaar gesit het van reg oor die land, verskillende provinsies, saam met die polisie om te kyk hoe kan ons landelike beveiliging bevordeel. Een van die dinge waarvoor ons party al vir baie jare vra, is die instel van 'n landelike beveiligingseenheid binne in die polisie wat met ons plaaswagte baie meer noue samewerking gaan hê. Dit vat tyd,
Ons is besig daarmee. Dit is beslis op die pad om te kan gebeur. As ons kyk na landelike veiligheid, moet ons aanvaar dat ons praat baie keer van plaasmoorde en plaasaanvalle. Maar ons moet ook aanvaar dat ons moet kyk na landelike veiligheid oralste. As jou buurman probleme gaan hê, gaan jy nader probleme hê. Ons moet paraat wees met hierdie dinge. Op die vraag van belasting of van jou kostes wat jy aangaan, is lank reeds ons beleid en ek self persoonlik is besig daarmee om te kyk of ons 'n privaat ledebil, hulle noem dit 'n private members bill in Engels, kan indien, maar dit is 'n money bill, so ons moet dit weer die minister van Finansies doen. Dat ons dit kan regkry dat elke koste, nie net wat 'n boer nie, maar dis waar ons begin. Ek weet TLI vra ook lankal daarvoor en ander mense vra lankal daarvoor en ons moet hande vat om dit te kan regkry. Maar die kostes wat jy aangaan om jou te beveilig, omdat die polisie versaak om dit te doen, moet jy ten minste van belasting kan afskryf. Want dit is die staat se verantwoordelikheid om ons veilig te hou. Maar hy val daarmee. Nou gaan jy en jy gaan 'n klomp kostes aan, maar jy het geen belastingverligting, ten minste wat jy daarvoor kan kry. So ons druk daarvoor. Weer eens, dit is 'n lang proses. Ons hoop dat ons gaan slaag daarmee, maar ek kan jou waarborg dat ons beslis besig is daarmee. Dankie. Ek hoop dit antwoord jou vraag. Ek net sê, ons gaan nog so 2 vrae toelaat, want ons gaan ons die hele oggend, almal, ek weet dit, na die tyd, Willie gaan nie wees, na die tyd, as ons middag eet, en na die tyd, sal daar genoeg, kan jy een op een met hom bespreek, maar ek weet, ons gaan net uit tyd uit hardloop, jammer daarvoor. Dankie, jy het reg. Daarbo. Willie, ek is Willie Storm, ek is daar van Olifant Zoek omgewing. Ons het 'n probleem met ons paaie, die Sishen Saldanha spoorprojek loop deur ons gronde. Omdat hulle nie hulle goed in stand hou nie, gebruik hulle dan ons paaie. Daai paaie is net eenvoudig nie ontwerp om daai tipe van verkeer te hanteer nie. In die verlede was die Sishen Saldanha spoor die trein beskikbaar gesit om van daai belleslip te kom aflewer om weer daai spoor in stand te hou. Nou is dit 'n geval van dit word site gebruik. Maar dit is in elk geval maar net 'n geldmaak storie, want dit is 'n brother vir 'n brother vir 'n brother en almal in die pipeline kyk. En die ouens wat dan nou eventueel die tender kry, is 'n ou wat met 'n City Golf daar in Johannesburg die tender insit. Hy het niks, hy het nie een enkele ding nie, hy het nie 'n minuut se ondervinding nie. En dis die ouens wat die job kry. En ons het as boere net by 'n punt gekom, want binne 2 dae, kom ek gaan so ver, die pad is vir ons reggemaak, en binne 'n maand, begin hulle met hulle operasies daar, en 2 dae later, met daai hoeveelheid verkeer, toe sit daar trokke in die middel van die pad vas, en toe het ons net besluit, ons het klomp boere ons vir die pad toemaak, en ons het resultate gekry, maar ek dink nie dis die pad waar ons wil gaan nie. Hulle het 'n servatief pad, maar hulle gebruik hom nie, want hulle hou hom nie in stand nie. Baie dankie. Ek gaan jou nie die antwoord kan gee wat jy wil hê nie, want ek dien nie op die vervoer portefeulje komitee waaronder Transnet en daardie geval is. Ek het nie daai inligting noodwendig van spesifiek wat daar aangaan nie. Ek sal vir jou wel uitvind. Wil ook vir jou my besonderhede gee as ons hier klaar is, dat jy vir my 'n e-pos gaan stuur waar ons 'n paper trail kan begin. Ek sal dit aanstuur vir Barbara Creasy, wat nou die minister van Transport is. Vir sê, luister, hierdie is die probleem, maar dit moet dit mooi kan uiteensit. So, dit wil weer so daai man sê, is 'n individuele probleem wat ek met jou sal aanspreek, wat ek wel vir jou kan sê, dit het jy genoem van die ou wat die golf hier ry. Dis wat ons moet keer in Suid-Afrika. As gevolg van triple, jy kry die ou in die golf hier, en ook as gevolg van korrupsie kry jy die kontrak, van iets waarvan hy niks weet. En dis hoekom jy die probleem het wat jy het. Stel die regte persoon aan, wat die regte toerusting het om daai job reg te kan doen, en almal is happy en die werk kan loop. Die job kan loop en geld kan gemaak word. So dit is die ideologiese langetermyn dinge wat ons moet keer, maar die praktiese dinge is, ek sal met jou praat asseblief, sal vir my e-posadres gee en dan sal ons, ek sal jou help om dit aan te vat en aanstuur vir Dr. Chris Hoensinger, hy is hier in ons party wat daai sal. Dankie. Freddy, is ons klaar? Baie dankie julle, het my baie lekker gewees. Waardeer dit.